Reg, die volgende tipe krag is dan die stootkrag, by Newton se tweede wet. Selfde scenario toe jy hom gehad het wat hy getrek is, nou word dit net gestoot. Getrek, dan is die rigting van die toegepaste krag opwaarts. As die voorwerp gestoot word, dan is die rigting van die krag afwaarts. Nou al wat dit gaan verander is dat ons vertikale komponent van ons krag is dan afwaarts en ons horisontale komponent gaan, daai kan na die bewegingsrigting wees. Soos presies dieselfde stappe, sleutelwoorde geïdentifiseer, daarom weet ons werk met Newton se tweede wet. Ons werk met 'n stootkrag. Ons gaan heel eers identifiseer die kragte en hulle rigtings en dan teken ons kragte diagram. Soos ons het ons wrywingskrag is na hierdie rigting toe, want ons toegepaste krag is 'n stootkrag in hierdie rigting so, wat beteken ons horisontale komponent gaan in daai rigting wees. Ons het ons normaalkrag. Normaalkrag is weer die krag wat die ander twee vertikale kragte gaan uitkanselleer. En dan het ons die Fg. Heel eerste, ons as kragte is geïdentifiseer, kragte diagram. Ons nou eers ons horisontale en vertikale kragte hier kom inteken. Ons vertikale krag loop daar langs, maar afwaarts. So hy is daar afwaarts. Dis my F vertikaal. En my horisontale krag gaan in daai rigting so, dis my F horisontaal. En ons F horisontaal en F vertikaal is weer F toegepas, maal met sin theta, dit gaan wees my hoek met die horisontaal. En ek gaan net hier skryf, my F horisontaal is dan gelyk aan my F toegepas, my stootkrag met ander woorde, maal met die cos van theta, en dit is die hoek met die vertikaal. Hiervandaan gaan ons weer en ons gaan teken ons kragte diagram. Kragte diagram lyk as volg, daar is waar die punt waarop die kragte inwerk. Ons het Fg afwaarts, Fg, maar ook vir F vertikaal. Soos, ek gaan nou net my sirkeltjie, kolletjie so, F vertikaal is ook, F vertikaal is ook afwaarts. Soos my F normaal gaan opwaarts wees, maar dit gaan 'n groot krag wees, want ek het al twee is afwaarts. Daar's my F normaal. Dan is dit my F wrywing in daai rigting, F wrywing, en my F horisontaal in daardie rigting. Weer kan ons gaan plus, minus, vir ons tekens van ons rigtings. Daai is nou 'n minus, daai is 'n plus, en daar's 'n plus, en daar's 'n minus. Op my vergelykings gaan alles wat nou 'n plus moet wees, net 'n minus wees, of ons kan gaan en nou hier net dit so, daar's nou 'n plus, daar's 'n minus, daar's die plus en die minus, hou ons daar dieselfde. Net laat ons hier reg het, sien, dan is dit weer F horisontaal is plus, minus F wrywing wat negatief is. Dis net om dit daar makliker te maak. Nou werk alles dieselfde as toe ons die strekkrag gehad het, behalwe jou F normaal is nou Fg en F vertikaal bymekaar getel om 'n groter
krag te kry. Sien daai twee word bymekaar getel. Dan is my wrywingskrag is dan nou net mg plus my vertikale krag. My resulterende krag is dan my F horisontaal weer minus my F wrywing en dan die wrywing is presies dieselfde daar, maar plus en daar's ook 'n plus. En ons trek die horisontale komponent minus die wrywingskrag. Weereens, al die inligting gaan vir jou gegee word. Jy kan hier nou net al die inligting insubstituteer en dan kan jy net die berekening op jou sakrekenaar doen. Kyk mooi, as die wrywingskrag vir jou gegee word, dan hoef jy nie al hierdie berekeninge te doen nie. Maar meestal word die wrywingskrag as dit 'n stoot en 'n trekkrag is, word die wrywingskrag nie vir jou gegee nie. Want die eksaminator wil uitvind, weet jy by 'n stootkrag raak die normaalkrag groter, jy moet die twee kragte met mekaar plus, en by 'n trekkrag raak jou normaalkrag kleiner en jy moet die een krag aftrek. Hulle vra ook graag, wat is makliker om 'n voorwerp te stoot en om 'n voorwerp te trek? Die trekkrag is altyd makliker, want die wrywing raak kleiner, want by die trekkrag het ons hom afgetrek. By die stootkrag plus ons daai twee kragte bymekaar, wat dan op die ou einde beteken die wrywingskrag raak meer. En dit is hoekom dit altyd moeiliker is om 'n voorwerp te stoot as om dit te trek.